Goeiemôre gemeente, die oral voorspel was skape sal rustig bly en die komponis daarvan was Johann Sebastian Bach. Dit sluit ook aan die lied, het 'n verbintenis met Psalm 23 wat sterk figureer in die erediens vanmôre as 'n fotum en later gaan ons 'n ander variasie van Psalm 23 dan nou ook sing. Om ons in te stel vir 'n erediens, kom ons sing een lied, saam lied 475 in die liedboek van die kerk, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys die naam, en die tweede vers daarvan is 'n baie mooi gebed, werk in u gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan hierdie lied staande saam sing. Baie dankie. Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. As jy nie weet nie, hier is verwarmers onder die banke. Skuif dit 'n bietjie links en 'n bietjie regs sodat jou bout warm kry, dan as jy op ene. Baie welkom by hierdie koue oggend ook. Kom ons draai asseblief na mekaar toe, dan groet ons mekaar ook in die hartlike gasvryheid wat ons gemeente se kultuur is. Goed, gemeente, ek gaan net 2 afkondigings doen. Die eerste een is die jagpakkette. Onthou asseblief dat die jagpakket looitjies klaar maak aan die einde van hierdie maand. So daar's nog so 2 weke oor om die jaglooitjies te koop. Baie dankie vir almal wat ons hierin ondersteun. Ek dink dit is 'n groot bargain om hierdie jaglooitjie te koop. Onthou asseblief dat dit aan die einde van die erediens ook in die sitkamer te koop sal wees en dat die spoedmasjien beskikbaar is. Kermis wat voorlê die 30ste en die 31 Augustus. Die 30ste gaan ons potjiekos verkoop hê. Ons gaan hom so 'n bietjie opbreek en dan die 31ste gaan ons die formele kermis hê soos wat ons altyd het. Ons het al gehoop om teen die tyd vele kategorieë te gee en inskryfvorms vir al die troeteldiere wat kan inskryf. Maar kom ons toe dan laas Sondag agter, hier is iemand in die gemeente wat ook 'n troetelkoei het. So ons wil net mooi gaan sit, né, en al die kategorieë mooi gaan uitwerk sodat ons seker maak dat almal optimaal ingesluit word hierby. Julle kan met Yvonne en haar gaan ook gesels. Dit is hulle breinkind hierdie inisiatief en hulle sal ook veel meer inligting daar rondom kan gee. Ek gaan die pastorale moment ook nou kombineer met die uitdeel van die sweeties en dan die uitdeel van die blomme. So is daar enige iemand wat vanoggend vir die eerste keer hier by ons kuier, hier's 'n besoeker. Ek weet mevrou was nou al hierso, maar dit is nog steeds lekker om u te verwelkom. So ek gaan laat u steeds 'n sweetie kry. Is daar nog iemand wat vanoggend vir die eerste keer of weer hier by ons kuier? Net die enetjie. Goed, Peer, jou werk is baie maklik vanoggend, hoor. Ons het maklike customer
Right. Weereens baie welkom hoor, is altyd lekker om hier so te hê. Ek gaan vir Peer vra om vir jou lekkertjie te gee. Dankie, ek waardeer. Sy sit sommer hier voor in die pink, Peer, hier so by Darlene en Franco. Ek mis niemand nie, né? Ons het almal goed. Peer, baie dankie hoor, ek waardeer dit, dankie. Peer, dalk moet jy sommer net hier by my bly, want ons gaan nou daai kers aan. Ek wil jy gou hier bo by my kom staan. Kom sit hier so, ons gaan nou die kers aansteek. Peer het gesê, hy gaan vir my vanoggend die kers ook aansteek, want ek gaan net die blomme uitdeel, dan steek ons die kers aan, alraai. Goed, ons het net een bossie blomme, die ander bossie blomme is by die gesinsdiens vandag. Nou, hierdie bossie blomme gaan aan Tannie Mart, sy is by Huis Cecilia, kamer 5 Noorderbloem. Is daar iemand wat asseblief vir ons daar die bossie blomme sal gaan afgee? Dit is sommer maar net om bietjie in te check en namens die gemeente ook liefde te stuur. Enige iemand wat maar asseblief sou gaan help, baie dankie. Tannie Elna, kan ek hom vir die kombriks gee, want hulle gaan Noorderbloem toe. OK, baie dankie. Peer, dankie, dan kan jy vir ons die Christuskers aansteek. Laat weet as jy nie kan bykom nie, dan help ek vir jou. Ons gesels vandag oor die breek van die brood en die visse en hoe God ons kom voed op 'n geestelike manier, maar dan ook vir ons die uitnodiging gee om dan ook uit te gaan en die wêreld te gaan voed met sy evangelie. Die teksgedeelte sê dat die mense so skape sonder 'n herder was en uiteraard ons wat vandag hier kom sit in die teenwoordigheid van God wat die kers ook simboliseer, leef onder die leiding en die sorg van die goeie herder. Daarom is die fotum die bekende Psalm 23. Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, sy Seun ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat julle versorg as sy kerk. Amen. Kom ons staan en antwoord ons met 'n loflied.
Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en 'n dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. En hulle is voorspoedig in alles wat hulle aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. En daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot 'n ondergang. Amen. Ek gaan vra dat ons sal staan, dan gaan ons saam hardop ons geloof bely. Aan die einde van die geloofsbelijdenis bly asseblief staande vir ons lied wat ons gaan sing. Ons sing dan hierdie lied ook bidden saam as gemeente, voordat ons luister na die hart van die Here as epiklese gebed. Kom ons staan. Ons bely hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Ons skrifgedeelte vandag is Markus 6 vanaf vers 30. Ons lees tot 44. Markus is die kortste van ons 4 evangelies, bestaan uit 16 hoofstukke, 578 verse. Die outeur se naam was nie Markus nie, sy van was Markus, sy naam was Johannes. Ek dink daar was so baie Johannese in die Bybel dat hulle moet begin onderskeid maak oor wie pas waar in, reg? So die outeur se van is Markus, die boek is vernoem na sy van. Johannes Markus kom tot bekering nadat hy luister oor 'n preek wat Petrus gelewer het. Hy raak deel van die sendingsreise. Ons kom agter dat Markus en Paulus nie regtig langs dieselfde vuur gesit het nie. Daar was 'n bietjie konflik tussen hulle, maar dit lyk tog later of hulle gerekonsilieer het, want Paulus beskou Markus as 'n sleutelfiguur in die sendingsreise en Markus was natuurlik ook teenwoordig gewees tydens Paulus se eerste arrestasie in Rome. Markus kom uit 'n baie welle familie uit. Die Nuwe Testament Handelinge sê vir ons dat Markus se ma graag hulle huis oopgestel het, vir die bymekaarkoms van eredienste, omdat sy blykbaar 'n baie groot huis gehad het. En vandag se wonderwerk, daar's 39 wonderwerke opgeteken in die evangelies. Vandag se wonderwerk is die enigste wonderwerk wat ons in al 4 ons evangelies kry, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Kom ons lees saam vanaf vers 30 tot 44. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels self nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle het met die skei na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees, maar baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan, en hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan, en nog voor Jesus en sy disippels daar aankom. Toe Jesus uit die skei klim, het hy groot menigte mense daar gesien, en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Toe dit al baie laat was, het Jesus sy disippels vir hom kom sê, hierdie is 'n afgeleë plek en is al baie laat, stuur die mense terug, sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. En hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop en vir hulle iets te eet te gee? En hy vra hulle, wat het julle, hoeveel brood het julle, gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk, het sê hulle 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. En toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en dit vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel en al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. En van die wat van die brood geëet het, was net die mans alleen, 5000. Tot sover die woord van die Here. Laas Sondag by die gesinsdiens het ons ook so 'n bietjie stil gestaan by die vorm van sinkretisme. Nou die lidmate wat my volg tussen die eredienste, wees asseblief geduldig. Ek gaan weer die inleiding gebruik omdat die tekste op mekaar volg. Nou een van die grootste probleme in ons verhouding met God is wat ons noem sinkretisme. Nou sinkretisme beteken 'n vermenging van goed, 'n mengelmoes. Ons leef byvoorbeeld in 'n sinkretistiese land. Dis 'n mengelmoes van tale, rasse, kulture, oriëntasies, godsdienste, die volkslied wat ons gister gesing het, voor die rugbywedstryd is 'n blywende voorbeeld daarvan, die verskillende tale in ons landslied.
In party gevalle is dit 'n baie positiewe ding, maar in ander gevalle is dit 'n baie negatiewe ding, veral wanneer dit kom by ons verhouding met God. So sinkretisme in ons godsdiens beteken dan ek bely God, maar dan neem ek ook deel aan allerhande snaakse goed, wat nie regtig in ooreenstemming is met die waarheid wat ek bely nie. En hierdie is 'n sonde wat ons sal kry van die begin van die Bybel af, en vandag nog is dit ongelukkig nog steeds 'n realiteit. Wat byvoorbeeld vir Adam en Eva, reg? Hulle het hierdie opdrag gekry van God, moenie eet van die boom in die middel van die tuin nie, né? En dan kom sê die Satan vir hulle, hoorie, maar julle gaan nie sterf nie, dit is nie soos wat die Here sê nie, en hulle vermeng die twee, en die uiteinde is letterlik dodelik. Ons dink byvoorbeeld aan koning Salomo. Salomo het 1000 vrouens gehad, reg? Die wyse Salomo wat die Here alleen aanbid. Salomo het 1000 vrouens, en ons sien aan die einde van sy lewe, maak hy homself skuldig, want hy neem deel aan al hierdie vrouens van hom, hierdie harem van hom, se godsdienste, praktyke en feeste. Die gevolg is dat hierdie 12 stamme wat bekend staan as Israel in 2 skeer, 10 in die noorde, 2 in die suide, en dit word opgevolg deur Rehabiam en Jerobeam. Ons sien in ballingskap, reg? Jeremia 1 sê dit so mooi, wat God vir sy kerk sê, ek haat julle offers. Julle deurtrap my drempel, julle kom bely dat ek die enigste God is, dan stap julle hier uit, en julle gaan maak julle self skuldig aan heidense praktyke, julle gaan neem deel aan offers, wat nie vir my is, julle gaan neem deel aan heidense feeste. Paulus waarsku ook die kerk in Rome en Korintiërs van sinkretisme. Hy sê vir hulle ouens, julle kan nie met een voet in die wêreld staan en met 'n ander voet in die koninkryk van God nie. Die twee maak nie sin nie, dis onversoenbaar. Julle moet verstaan dat julle 'n nuwe lewe gekry het in Christus. Hou op om ander goed hierby in te trek en julle skuldig te maak aan 'n mengelmoes van goed wat die waarheid klatter. Jesus sê self, jy kan nie mammon en God dien nie. Besluit waar jy staan. Ongelukkig het hierdie sinkretisme ook die teologie begin infiltreer en ons moderne era. Die teoloog, ons kan klomp voorbeelde noem, die teoloog Rudolf Bultmann word gesien as 'n baie goeie teoloog, veral van die 20ste, 21ste eeu, en Rudolf Bultmann het gesê, weet julle wat, die evangelie is eintlik maar net 'n mitologiese verhaal. Reg, is 'n fairy tale. En dit is die taak van die prediker om daardie fairy tale uitmekaar uit te haal, hierdie mitologie uitmekaar uit te haal, né? Jesus het nie regtig opgestaan nie, ons moet dit figuurlik verstaan. Reg, en dan is dit die werk van die prediker om die boodskap daar uit te haal en toe te pas in die konteks van vandag. Die teoloog Berkhouwer, hy was 'n dosent aan die teologiese fakulteit in Nederland, het heeltemal reg gesê dat met die teologie van Bultmann het teologie nog nooit so laag gedaal nie, en ek ondersteun hom 100%. Ons kan nie vir mekaar sê die evangelie is 'n mitologiese verhaal nie. Wat maak ons dan hier? Is ons nie dan klomp gekke om by mekaar te kom, soos Paulus ook sou sê? Wanneer ons die gekruisigde en opgestaane Christus uit ons lewens uithaal, dan beteken dit ons lewens tog absoluut niks. Dis waaraan ons vashou, dis wat ons bely. Dit het so ingefiltreer dat die teologiese dosente aan die fakulteit teologie van Tikkies in Pretoria 'n paar jaar terug verdeeld was, want party het gesê die evangelie, die historiese Jesus was werklik, en ander het Bultmann se sinkretisme, né, om die kultuur te vermeng met die evangelie, wat dan maak dit makliker, né? Ons pas nie aan by die evangelie pas aan by ons.
was daar verdeeldheid in die teologiese fakulteit onder dosente, want het Jesus werklik opgestaan, of moet ons dit net figuurlik verstaan? Dit het so ver gegaan dat die NG Kerk op die synodesitting, ek was daar, moes besluit of die duiwel 'n werklikheid is of dit net 'n figuurlike karakter is in die Bybel. Julle verstaan dat sinkretisme 'n reuse probleem is en dit infiltreer ons samelewing en ons gelowiges se lewe op allerlei vlakke. Sinkretisme is ook, kom ons bring dit bietjie huis toe. Sinkretisme is ook as ek sê ek bely God op 'n Sondag in die kerk, maar dan gaan lees ek my ster in die week se huisgenoot. Laasweek toe ek dit sê by die gesinsdiens was daar, en ek onthou regtig nie wie dit is nie, maar was daar 'n kind wat seentjie, sy oor raak net so groot en hy haal sy asem so in en hy kyk vir sy ma, nê? Maar sy ma weier om vir hom te kyk, sy kyk net voor haar, reg? Die idee is ook nou nie om lidmate onder die bus te gooi nie, maar ons maak onsself skuldig daaraan. Sinkretisme beteken ook dat ons die praktyk het om Christus af te bid op plekke en ons huise te salf. Ek bely dat God is oral, dis die Kers. Ek bely sy teenwoordigheid is oral, Psalm 24, die teenwoordigheid van God, vul die hele aarde, die seëngroet waarmee jy uitgaan aan die einde van die erediens, is 'n belydenis dat God met jou is oral waar jy gaan, tot die volëinding van die wêreld. Hoekom het gelowiges die praktyk om die Here se teenwoordigheid af te bid op 'n plek? Dis godslasterlik. Sinkretisme beteken ook, Lukas 12, waarby ons 2 weke terug stil gestaan het, dat ek bely my afhanklikheid tussen God en in sy koninkryk. En dan stap ek uit en dan is my afhanklikheid ook in mense en beleggings en sekere goed, en as daai goed deur die mat val, kom my lewe tot 'n einde. En die gevolg van sinkretisme is dat ons sit met 'n hongerkerk, ons sit met 'n verwarde kerk en ons sit met 'n verdwaalde kerk. Wat is waarheid? Die vraag wat Pilatus ook vra, né? Wat is waarheid? Goed. Teksgedeelte. So die teksgedeelte, baie belangrik, en ek gaan nou weer hierby stil staan. Die teksgedeelte volg op 'n gebeurtenis, naamlik die feesmaal wat Herodes gehou het. En dis waarby Dominee Wouter laasweek stil gestaan het, né? So Herodes hou 'n feesmaal. Hy is getroud met sy broer se vrou, sy broer se kind, Herodias se dogter, wat eie is aan die feesmaal, het eksotiese danse gedoen. Herodes is enchanted. Hy sê vir haar, jy kan enigiets kry, selfs die helfte van my koninkryk. Sy eis toe Johannes die Doper se kop. Die verhaal eindig met Johannes die Doper se kop in 'n skottel. Die tweede, alles gebeur in hoofstuk 6 waarby ons vandag staan. Die tweede narratief wat die teks vooraf gaan, is Jesus stuur die 12 uit en dan kom hulle terug. Dan sê die teks vir ons, Jesus wou so 'n bietjie met hulle incheck, né? Ongelooflike mooi sorg. God stuur ons net, en daar's ook 'n versorgingselement wanneer God ons stuur. En die teks sê vir ons, die mense kry net nie 'n breek nie. Jesus en sy disippels klim in 'n skei en vermoedelik as jy kyk na die topografie en waar hulle geëindig het hierdie skei noord opgevaar teen die oewer en die mense het agter die skei aangehardloop vanuit die dorpe. Hulle het geweet waar hy gaan dok en ek het hom daar ontmoet. En Jesus sien hierdie mense. Hy is nie geïrriteerd met hulle nie. Hy is nie gefrustreerd met hulle nie. Hy is nie kwaad vir hulle nie. Die teks sê Jesus het deernis gehad met hulle. Hy het hulle innig jammer gekry. En die Griekse woord wat gebruik word vir deernis word net gebruik wanneer daar gepraat word oor Jesus in die Nuwe Testament. Wat beteken dat dit nie 'n menslike empatie was nie, dit was dieper as dit. Dit herinner ons aan Eksodus 3 waar God vir Moses sê, ek het my volk oorroep en my hart krimp in een. Gaan haal hulle. Dieselfde deernis en compassion kry ons hier in die teks. En Jesus begin om hulle te leer. En dan gebruik hy die metafoor, né? Hulle is 'n honger
verdwaalde kerk, wat 'n reuse aantuiging is teen die kerk, die dominees en die godsdienstige leiers van sy tyd. Hoekom is die mense honger as die samelewing ingerig is, staat en kerk? Wat kry hulle om te eet? Nou, enige landboukundige sal vir jou sê dat 'n skaap se welstand direk proporsioneel is tot die sorg van die boer. 'n Skaap se welstand is direk proporsioneel tot die kundigheid en die versorging wat die boer vir daardie skaap gee. Reg, ek weet nie of julle kan onthou nie, in 2005, Julie maand 2005, 19 jaar terug, is nou Julie, 19 jaar terug, het die BBC 'n segment gedoen in Turkye waar 1500 odd skape gespring het oor 'n afgrond van 15 meter na hulle dood. Reg, hulle gaan vra toe die families, dit was meer as een familie se kudde, gaan vra toe vir hulle, hoor hierso, wat het gebeur, vertel vir ons. En die familie sê dit was 'n vreesaanjaende gevoel, hulle het magteloos gevoel, nee. Die een skaap het begin hardloop, oor die 15 meter afgrond gespring en die ander het een na mekaar gevolg. Die eerste 400 skape het hulle doodgeval. Toe lyk dit my cushion hierdie 400 skape die res van die 1100 odd wat spring. Die skade daardie dag vir hierdie families was bereken op €42,000. Dis wat skape is nou. En enige dierkundige sal vir jou sê, hoor jy kan enige dier, selfs 'n huishoudelike dier, selfs jou kat, jou hond, jou pet, kel, of wat die gemeente ook al het, kan jy gaan aflaai in die wildernis en hulle gaan 'n fair kans hê op oorlewing buite 'n skaap. 'n Skaap kan nie vir homself kyk nie. En die Here beskryf hierdie mense as skape sonder 'n herder. Met ander woorde, skape wat hulle gaan spring na hulle dood. Nou, het ek vir julle gesê, dankie Marina, dat hierdie narratief volg op die feesmaal van Herodes, en Markus wil graag hê, hy het dit so geskryf, ook as jy gaan kyk na jou opbou van die teks, dis vir Markus belangrik dat ons hierdie ooreenkoms raak sien, reg? So aan die een kant kry ons die feesmaal van Herodes, en aan die ander kant die feesmaal hier op die grasplein met die mense. So die feesmaal van Herodes is uitspattig, die uitnodiging is aan belangrike mense, reg? Mense kan dink as amptenare, staatsmense wat daar sit. Teenoor die feesmaal wat ons van vandag lees, is eenvoudig. Almal is ingesluit in hulle duisende. Die eksotiese dansers en vermaak by Herodes, wat iets simboliseer van 'n kortstondige, net om jou aardse behoeftes, begeertes nou te bevredig, versus die verkondiging van die goeie nuus. Kan dink daar was professionele chefs en gourmet geregte by Herodes se maaltyd. Dit was uitspattig as 'n mens kyk na Ester en Asdarwos, die verhaal van Ester versus die vis en die broodjies. En dan dood en wreedaardigheid in die feesmaal van Herodes versus deernis en lewe wat daar in hierdie verhaal vertolk word. Die rede hoekom Markus die kontras langs mekaar sit, ek meen hy kon die feesmaal, die vermeerdering van die brood en die vis op enige ander plek gesit het. Maar die rede is, hy wil hê jy moet sien, daar's 'n verskil tussen die wêreld wat jy so graag wil vermeng met hierdie koninkryk van God. Dis asof Markus vir ons sê, wie in hulle regte verstand sal daardie feesmaal wil bywoon, as jy saam op die grasvlakte kan sit, sodat die goeie herder jou kan versorg en jou kan voer. So dan kry ons die vermeerdering van die brood en die visse. Voordat dit gebeur, Jesus leer die mense en dan sê die disippels vir Jesus, wel, stuur dan maar die mense huis toe, hulle het nou gekry waarvoor hulle gekom het, reg? Sê vir hulle moet huis toe gaan, sodat hulle kan gaan eet, en dan die verbasende opdrag. Jesus sê, mag gee julle vir hulle iets om te eet. Ek voer hulle al die hele dag. Dis nou jou beurt.
En ons lees baie keer so oor hierdie gedeelte in die teks, nê, maar dit is Christus se uitnodiging aan jou om deel te neem aan die koninkryk. Voordat hierdie wonderwerk gebeur, nooi die disippels uit om saam met hom uit hierdie wonderwerk te leef. Wel, en disippels, heeltemal tereg, want Markus doen baie moeite om vir ons te vertel, nê, dat daar baie mense was. Hulle het in hulle duisende aangehardloop gekom vanuit alle oorde. Ek kan net in die son sit, nie. Hulle het in 'n duisende aangehardloop gekom vanuit alle oorde. Jesus gevolg, hulle moes in groepe van 50 en 100 op die gras gaan sit. Hierdie is 'n oorweldigende massa en die disippels sê vir Jesus, maar het hy gesien hoe baie mense is hier? Vra dan weer vir ons of moet ons hulle voer? Kyk hoe baie is hier so. Moet ons met 200 dagloners se geld vir die mense iets gee om te eet? En dit laat 'n mens baie dink aan die verhaal in Numeri 11, reg? So die verhaal in Numeri 11 is die Israeliete wat in die woestyn is en die Here gee vir hulle manna en kwartels. Die mense gaan na Moses toe, nê? En hulle sê vir Moses, ons is nou keelvol vir die manna. Kyk, ons het hierdie manna nou in allerlei forme al gemaak, ons het dit nou al gebak, ons het dit nou al gebraai, ons kan nie meer manna in die oë kyk nie, ons is moeg vir manna. En dan sê die teksgedeelte, het hulle gesê, hulle verlang terug na die komkommers en die eie en die vleis wat daar in Egipte was. Dis asof hulle bereid is om hulle koninklike burgerskap te verkoop op daardie moment, om terug te gaan spreek woordelik na die fees van Herodes. So Moses gaan na God toe en hy sê vir God, hoor hierso, I'm done. Ek is klaar met hierdie mense wat so klaar oor alles en ondankbaar is oor alles en wat net agteroor sit en alles verwag. Ek is klaar met hulle. Hulle is moeg vir die manna wat hy vir hulle gestuur het. Hulle soek vleis en die Here sê wel, maar ek gaan vir hulle vleis gee. En hoor nou, hoe stem dit ooreen met die disippels se gesprek met Jesus in Markus 6. Moses vra vir die Here, nou waar gaan u vleis kry om vir die mense te gee? Die Here sê wel, ek gaan vir hulle vleis gee so baie dat hulle gaan naar word daarvan. Die teksgedeelte loop uit dat hy kwartels in meterhoope laat val het rondom hulle. Ek gaan vir hulle so baie vleis gee, hulle sal naar word van die vleis wat ek vir hulle gee. Dan sê Moses, met wat gaan nie al ons vee slag om vir al hierdie mense vleis te gee? En dan antwoord God om Moses, het jy vergeet met wie jy praat? Kom uit die pad uit. Die disippels vra vir Jesus, wel, wat het julle? Die disippels sê wel, ons het 2 visse en 5 brode. Want sien, die ding is nie, dit gaan nie oor wat jy het nie, dit gaan oor wat God daarmee kan doen. En gemeente, hierdie is nie propaganda nie. Hierdie het niks te doen met welvaart en jou geld, en dit gaan oor meer as dit gaan oor jou gesindheid, dit gaan oor dit wat jy kan bied, jou tyd, jou gawes, as die goeie herder jou voer. Wat gaan doen jy met dit? As jy onder die goeie herder se sorg leef en die genade in lewe kry, wat gaan doen jy met dit? Ons dink ook aan die gesprek wat Jesus het met Petrus, né? Na sy dood en opstanding in Johannes. En hulle sit op die strand, selfde setting as wat die teks het vandag, en Petrus wat Jesus 3 keer verloon het. Ek ken die man nie, ek ken die man nie, ek ken die man nie. En Jesus wat hom 3 keer vra, Petrus, het jy my lief? Julle verstaan hoekom, né? Om Petrus te herstel in hierdie vergifnis en koninkryk van God, 3 keer verloon, so 3 keer vra Jesus vir hom, Petrus, het jy my lief? En Petrus sê, Here, u weet ek het u lief. En dan Jesus se antwoord, laat my skape dan wy. As jy hom lief het, laat sy skape wy. Moenie die waarheid verlaat nie.
sien dat die Here jou uitnooi om vas te hou aan hierdie waarheid en die belydenis wat jy maak te gaan leef in die wêreld hier buite. Moenie die waarheid verlaat nie, want die aantuiging is teen die kerk in sy geheel. Waarom is die skape honger? Gemeente, ek doen vandag die preek hier vanaf die nagmaalstafel omrede hierdie wonderwerk van die vermeerdering van die brood en die visse direk verband hou met die nagmaal. Wanneer die goeie herder jou self vanaf sy eie tafel kom voer en versorg. Die goeie herder wat vanuit hom, uit hom, deur sy seun, sy liggaam vir jou gee, die brood en die wyn, om jou te versterk en vir jou sigbare tekens te gee van die waarheid. Die belydenis dat hierdie herder jou laat aansit by 'n feesmaal, terwyl jou beker oorloop. 'n Belydenis dat daar net een God is. Dat ons nie besig hou met enigiets anders as hierdie waarheid en hierdie waarheid alleen nie. Maar mag jy ook van die tafel af opstaan en as jy hom liefhet, sy skape laat wy. 'n Tannie sê hierdie week vir my, maar sy voel so oorweldig. Die nood is so groot. Ek weet dit is. Doen wat jy kan, met wat jy het, want die krag lê in die Here, wat die gawes wat hy vir jou gegee het, die krag lê in hom, wat dit seën. Julle is versterk met die waarheid, gee julle nou vir hulle iets om te eet. Amen.
Kom ons sluit ons oë. Here, u gemeente is vandag voor u hier in die kerkgebou versamel. Here, ons kom vandag om u te eer, om vir u dankie te sê vir alles wat u al daagliks aan ons gee. Here, ons is dankbaar vir die son wat skyn. Ons is dankbaar slegs vir die geleentheid om hier te wees. Ons dank u vir elke gawe wat u so mildelik aan ons gee. Here, dankie vir liefde. U liefde wat u daagliks aan ons gee. Dankie vir gespaarde lewens. Dankie vir voedsel. Dankie vir ons werk wat u vir ons gee. Gesondheid, vir vrede. Ons wil u dank dat u vandag hier teenwoordig is. Ons wil met u praat deur die prediker en dit wat u vir ons sê, wil ons koester. Maar nie net koester nie, ons wil uitgaan hier en u evangelie gaan leef deur die gawes wat u voorsien, te gaan uitdeel aan die wat u nie ken nie, of wat honger is, wat dors is. Here, ons wil die liefde aan die wêreld gaan gee. Ons wil dit uitbasyn. U is ons God, ons leidsman, ons begin en ons einde. Seën ons as gemeente, Here, en stuur ons hier uit as mense wat u heiligheid respekteer en dat ons waar ons ook al gaan slegs liefde en genade en vrede sal gee. Ons dank u vir u grootheid, u geduld met ons as mens. Ons dank u vir vergifnis van sondes. Ons wil u gebooie daagliks uitleef en u daagliks eer. Here, kom maak ons harte skoon. Kom leef daarin. Ons het u lief, Here. Ons is sondaars. As ons sondaars hier is, seën ons in die werk, in die week. Ons groote God en regter, in liefde oor alles, vra ons in die naam van die Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Hy is ons koning, maar ons wil ook die woord in die name van God die Vader eer en ook die van die Heilige Gees. Here, dankie vir nog 'n dag wat ek en u en 'n gemeente mekaar in die oë kan kyk. Amen.
Liewe huisgenoot, mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid, om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Wanneer julle hier uitgaan en hulle voer, mag julle weet dat die Here julle God met julle elkeen sal wees en bly, nou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie vir die saamkerk. Ek hoop julle het 'n heerlike dag en 'n lekker warm week. Totsiens.